vanaand bid ons dat U elkeen van ons sal ontmoet op die plek waar ons is. En Here, dat ons ook by mekaar sal leer en mekaar sal opbou, mekaar sal versterk. Deur die krag van U woord en deur die krag van getuienisse wat al reeds plaasgevind het en deur getuienisse wat nog kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. As jy nie laasweek hier was nie, ons werk deur 'n boek. Waar kan ek net gou 'n boek kry? Waar is daar? The Benefit of Doubt van Craig Groeschel. Jy sal nie los dees vanaand as jy nie laasweek hier was nie. Daar is notas gegee by die deur. Het almal gekry notas? Is almal notas gekry? Okay. Great. So ek gaan net so vinnig bietjie recap oor laasweek. Laasweek het ons gehoor, twyfel is nie noodwendig 'n doodloopstraat nie. Daar's baie voorbeelde, goeie voorbeelde in die Bybel van mense wat deur hulle twyfel gewerk het, wat tot dieper geloof gelei het. Nader pad met God. So, wanneer ons so bietjie twyfel en vra, deur daai proses gaan, dan kan dit lei tot 'n dieper geloof met God. En in hoofstuk 1 en 2 praat hy baie oor om die topik op die tafel te sit. Hoofstuk 2 sê iets baie powerful, wat nie noodwendig laasweek gesê was nie. Daar was, Simeon het nie net die boek behandel nie, hy het sommer 'n hele klomp ander goed ook behandel. Maar iets wat net vir my uitgestaan het van die tweede hoofstuk is, dat partykeer is dit wat ons glo die probleem. En ek dink mense moet dink daaroor, né? Want partykeer het ons 'n prentjie van God, prentjie van hoe die wêreld werk en hoe goed moet gebeur. En as daai prentjie geshake word, dan sê ons geloof is in die moeilikheid. Maar miskien moet jou geloof soms in die moeilikheid kom. Want partykeer is ons geloof nie reg nie. So hy praat daar moet 'n stuk deconstruction gebeur van dit wat ons glo, ons vooropgestelde idees, ons idees hoe God werk, hoe hy gebede beantwoord, hoe hy met ons te werk gaan. Partykeer moet ons van daai vooropgestelde idees ontslaa raak, sodat daar 'n reconstruction kan plaasvind van ons geloof. En mens sien dit met Thomas, jy sien dit met Petrus, die hele proses, en laasweek het Simeon nou baie gesê van hulle twee veral, hoe die Here deur middel van 'n proses hulle gevat het van 'n plek waar hulle was na 'n baie beter plek toe, sodat hulle 'n impak kon maak in die koninkryk. En ek glo dis wat die Here met ons elkeen wil doen ook. So as ons nou deur hierdie boek werk, as jy nie die boek het nie, ons gee elke week 'n klomp notas uit. Ek dink die notas gaan vir jou nogal redelik op hoogte hou van waarmee is ons besig. Maar daar is nog, waar is Lorraine, is daar nog boeke oor? Is daar nog so 'n paar? Daar's nog so 6 oor. So as iemand nog 'n boek wil hê hierdie week, is jy baie welkom. So vanaand praat ons 'n bietjie oor hoofstuk 3 tot 6. Hoofstuk 3 tot 6 beantwoord vrae oor God se goedheid, onbeantwoorde gebede, Jesus as die enigste weg, die claim wat ons maak, Jesus is die enigste weg, die waarheid en die lewe, en skynheiligheid onder Christene. En die doel weer eens is nie perfekte antwoorde nie, maar is om by 'n plek van dieper vertroue uit te kom. So ek gaan hoofstuk vir hoofstuk doen, en pastoor Josse nou uit my foute uitleer, gaan hy volgende week dit baie beter as ek kan doen, die res van die boek. So die eerste hoofstuk gaan oor why should I believe God is good? Met ander woorde, die vraag wat baie mense vra, jy het dit ook al gevra, ons almal het gevra, hoe kan God goed wees as daar soveel pyn, lyding en teleurstelling in die lewe is? So baie mense twyfel nie noodwendig in God se egtheid, dat God daar is nie, maar hulle twyfel baie keer aan sy goedheid. En hierdie twyfel is baie keer, of meestal in die tyd gebore uit verlies, trauma, moeilike omstandighede. As daar dinge met ons gebeur wat net eenvoudig nie sin maak nie, dan land ons daar. En weer eens, as baie Bybelse voorbeelde, vanaand, as jy dink aan Dawid en Asaf, Jeremia, Johannes die Doper, daar's klomp ouens, Bybelse voorbeelde. 2 psalms wat jy kan gelees is Psalm 10 en Psalm 22, waar Dawid praat oor God wat hom basies verlaat het, waar hy sê, Here, my het my verlaat, hy is weg van my af. En Psalm 22 is ook so 'n bietjie van 'n echo van Jesus se woorde aan die kruis, né? My God, waarom het jy my verlaat? So ons almal, selfs Jesus het op daai plek gekom waar hy voel, daar's afstand tussen hom en God, en dis maar wat baie keer gebeur as ons deur moeilike tye gaan. Die skrywer Asaf, wat ook 'n paar psalms geskryf het, hy skryf veral oor die feit, hy's baie
intrigued met die feit, hy kyk om hom en hy sien, dit gaan met goddelose mense goed. Hy gebruik aan Psalm 73, gebruik hy nogal vivid images. Hy sê, hulle oë peel uit van vettigheid, as hy die goddelose beskryf. Hy sê, het gaan met hulle goed. Alles is net plain sailing. Hy sê, ek kyk na hulle en ek sien hoe goed gaan dit met hulle, en dan kyk ek na die kinders van die Here en ek sien hoe baie van hulle swaar kry, en hy sê, ek stoei met dit. En hy het die hele stoei met God, en dan, as jy die Psalm gaan lees, dan sê jy sien, totdat God hom in sy teenwoordigheid gevat het, en hy perspektief kry en besef, maar wat het hierdie ouens nie? So partykeer moet ons deur daai stoei gaan. Psalm 77 praat, is asof ook met die Here aan die stoei, en dan is natuurlik die klaagliedere van Jeremia, wat baie bekende gedeelte in die Bybel is, ek dink wat vir ons baie duidelik wys, dat God invite ons amper om te kan voor hom kla. Nou die klaagliedere in die oorspronklike taal, was die boek se vertaling, hoe gebeur hierdie goed? So, net so vir interessantheid. Johannes die Doper, is die powerful ou wat aan die woord kom, hy doop mense, hy bring mense terug na Jesus se verlossingsplan toe, maar as hy self in die tronk land en die goed werk nie vir hom uit nie, dan stuur hy 'n boodskap vir Jesus, saam met die ander disippels, en sê hy, is jy die een wat ons verwag het, of moet ons iemand anders verwag? Hy land ook by 'n plek van twyfel. Hebreërs 11 is ook baie goeie voorbeeld, waar hy praat van die geloofshelde. Ons is lief om dit te lees, waar ons sê, dis wat geloof behels, maar daar's 'n paar wat hy van praat, wat groot wonderwerke gekry het, maar dan praat hy van geloofshelde, wat nie hulle wonder gesien het op aarde nie. Van hulle is in stukke gekap, onderste bo gekruisig, al hierdie wrede goed wat met hulle gebeur het, maar hulle word juis vereer vir hulle geloof, omdat hulle aan God vasgehou het. In hierdie hoofstuk maak hy 'n powerful stelling, hy sê, if love is a choice, suffering is a possibility. Ons sukkel baie keer met die idee, dat daar in hierdie wêreld swaar kry en lyding is, maar hy sê duidelik is lyding ook daar, omdat daar mense is. Net sodat ons 'n keuse het om lief te hê, vir liefde te kies, so het ons 'n keuse om vir die kwaad te kies, en dit veroorsaak 'n klomp seer kry in hierdie wêreld. Ons is gemaak met vrye wil om te kan lief hê, maar ook om te kan seer maak, verwerp, 'n verkeerde besluit te neem. So 'n vraag wat mense baie keer vra, miskien het jy dit ook al gevra, ek weet, ek het dit baie keer al gevra, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? En Kryker sal sê, dis eintlik nie 'n goeie Bybelse vraag nie, want hy sê, die Bybel sê, niemand is goed nie, net God is goed. So dis vir 'n beginpunt 'n verkeerde vraag. Die Bybel sê almal van ons het gesondig, het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En eintlik sê hy, as ons na die Bybel kyk, is daar net een goeie mens op aarde gewees, dis Jesus Christus. En die beste mens wat ooit geleef het die roste deel gekry. Hy het aan die kruis gesterf vir my en vir jou sonde. So wanneer ons iets swaars met ons gebeur of iets moeiliks met ons gebeur, herinner jouself aan die meeste mens wat ooit geleef het, wat die swaarste gekry het. So hoekom gebeur slegte goed met my en jou, as ons nou sê ons is nie goed nie, maar hoekom gebeur dit met ons? Daar's vir elke storie is daar verskillende antwoorde, en ek dink dis moeilik om net vir mense altyd 'n straightforward antwoord te gee, en ek dink dit moet ons voor oppas, om vir onsself en vir mense wat deur moeilike tyd gaan, sommer net 'n antwoord te gee om 'n antwoord te gee. Partykeer is dit beter om te sê, ek het nie 'n klou nie, ek weet nie. Daar's 'n baie mooi voorbeeld in die boek waar hy die storie van Sarah vertel, wat haar man verloor het en haar seun binne 'n kort tydjie. Ek weet nie of julle al van julle so ver gelees het nie. En daar is eenvoudig net nie antwoorde nie, en hy het nie vir antwoorde probeer gee nie, hy het dan net probeer ondersteun, vir haar gebid, vir haar liefde gegee, maar iewers toe sy eendag 'n mail skryf, en haar antwoord, toe kom hy agter sy's okay, want toe sê sy, dis nog steeds swaar, maar ek wil net een ding sê, Jesus is enough. Nou as 'n ou daar kom, waar jy kan sê, Jesus is genoeg, dan het jy al 'n pad geloop. Hy sê die kruis is die grootste bewys van God se goedheid. God never promised to protect us from pain, however he did promise his presence in the midst of our pain. En dis 'n belangrike ding van met Jesus vereenselwig. Ons is baie lief om te sê, wanneer ons met Jesus vereenselwig, dan is daar opstandingskrag betrokke, maar die Bybel sê, saam met Jesus se vereenselwiging is daar lyding, dood en swaar kry ook betrokke. Hoofstuk 4 vra die vraag, why doesn't God answer my prayers?
Ons almal beleef dit met tye. Dit voel of jy bid, voel of God stil is. En baie keer is dit nie dat God nie hoor nie. Soms is die antwoord wat hy vir ons gee of wat ons moet hoor, sien wat ons wil hoor nie, so dit voel vir ons God is stil, maar eintlik praat hy, want daar's kere wat die Here vir ons sê nee, daar's kere wat hy vir ons sê nog nie, daar's kere wat hy vir ons sê wag, en dan is daar soms kere wat hy vir ons sê ja. Gebed is nie 'n formule waarmee ons God se arm draai vir hom beheer nie. Gebed gaan oor verhouding en vertroue. Jy kan nie God se goedheid meet aan of hy vir jou sekere dinge doen of nie. As ons daar gaan, is ons in die moeilikheid. En hier is iets moois wat hy sê die doel van gebed is nie om God so ver te kry om te doen wat ons wil hê nie, maar om hom te ken sodat ons sy wil kan doen. En dan gee hy 4 moontlike redes waarom God, en is weer eens nie konkrete antwoorde nie, maar dis om ons te help om ons aan die ding te sit, want baie keer kyk ons verby die obvious redes waarom God nie doen wat ons vra nie. En die eerste een is wat hy noem is 'n broken relationship, met ander gebroke verhoudings. Die Bybel sê dit nogal baie. Die een voorbeeld is Matteus 5 en let op wat sê in Matteus 5. Hy sê wanneer jy 'n offer bring en jy onthou, daar's iemand wat iets teen jou het. Hoor jy die twist nie? Jy het iets teen iemand nie. Iemand het iets teen jou. Los maar eers jou offer. Gaan maak reg, gaan praat. So, dit sit amper die onus op jou om daai verhouding te gaan herstel, en dan gebruik Jesus natuurlik ook die voorbeeld van, as jy iets teen iemand hou, jy moet iemand vergewe, gaan sorg dit uit, want as ons nie kan vergewe nie, kan God ons ook nie vergewe nie. En dan is hier 'n vers wat ek nie in my notes wou sit nie, maar toe moes ek maar, waar hy sê in 1 Petrus 3 vers 7, hy sê mans moet oplet hoe hulle met hulle vrouens werk, sodat hulle gebede nie verhinder mag word nie. Ek weet nie hoekom sê dit net van mans nie, want wraggies, die Here weet. Is dit wat? Mans of vrouens? Broers en susters, okay. Ja, ook is die vertaling se skuld. En dan die tweede rede is 'n wrong motive, verkeerde motiewe. Soms vra ons goed, en Jakobus sê dit, vanuit verkeerde begeertes, selfsug, jy wil dit hê. Kryk praat van, en toe hy dit nou sê in sy boek, toe dink ek is dalk ook bietjie skuldig aan gewees toe ek jonger was, want hy sê hy het vir mooi girls gebid wat in die kerk moet inkom sodat hy hulle kan date. So as jy so bid, jy moet ophou, los dit. Die Fariseërs het gebid om hulle image te boost, sodat almal vir hulle kon hande klap. Hulle het sincerely gebid, Here, laat ons great wees, dat mense vir ons kan sê, yay. Verkeerde motiewe. En dan die derde rede wat hy noem is 'n lack of faith, 'n gebrek aan geloof. Maar ek hou van die angle wat hy vat, want daar's baie evangeliste en ouens wat dit preek. Ek sien dit nie so in die Bybel nie. Wat sê ons geloof kan letterlik God se arm afdraai. As ons reg glo, dan moet God antwoord. En dit is so, jy lees 'n klomp gelykenisse waar Jesus mense se geloof komment, waar hy sê, jou geloof het jou gered, jou geloof het my tot aksie geroep. Maar ek glo, dis wanneer mense ook geglo het in lyn met God se wil. Dis nie wanneer hy besluit het, dit gaan nou so wees nie. Want daar's ook die voorbeelde van die teenoorgestelde, en een van daarvan is Matteus 9, vir die voorbeeld van die pa wat sy seun deur 'n bose gees beset was, en na Jesus toe kom en hy sê, Here, ek glo, maar asseblief kom my ongeloof te help. So eintlik sê hy, Here, ek glo, maar Here, ek twyfel ook. En Jesus ontmoet hom op die plek waar hy is en doen 'n wonderwerk. So soms is dit volgens ons geloof, maar ander kere selfs as ons twyfel, want hy bly steeds God. So die fokus is 'n vertroue en 'n totale afhanklikheid van God. Dis waar ons fokus moet lê. Selfs in onsekerheid. En dan die vierde rede hoekom hy sê God ons gebede soms nie beantwoord nie, is 'n better idea. God het 'n beter idee. God sien die groter prentjie, hy sien groter as ons huidige perspektief. Hy het vir ons iets anders, iets beters in gedagte. Ek dink een van die voorbeelde kan dalk wees Paulus se doring in die vlees wat hy van bid en hy sê Here, vat dit weg en dit gaan nie weg nie. En dan is die Here se antwoord, my krag word in swakheid volbring.
En Paulus sê, dit het my goed gedoen, want ek besef, as ek swak is ek eintlik sterk. En dan net hierdie quote om hier af te sluit hoofstuk 4. Prayer isn't about trying to control God. It's about giving him control. We don't pray to force God's hand. We pray to seek his face. Hoofstuk 5 gaan oor die vraag, why would God provide only one way? Mense wat die vraag vra, ek dink in ons konteks hoor ek dit nie baie, dit word gevra nie, maar ek dink in sommige kringe, sommige kringe waar ou beweeg, vra mense die vraag, Jesus se uitspraak, ek is die weg, die waarheid en die lewe, dan sê mense, maar dit klink so eksklusief, dit klink so onregverdig, dit klink so eng. En dan gaan mense van daar af en sê, maar sal die Here nie oukei wees met mense, solank hulle net opreg is, as hulle harte opreg is nie? Daarvan sê Kryk, jy kan opreg wees, maar jy kan opreg verkeerd wees. Jy kan opreg wees, maar jy kan in jou kanonnen verkeerd wees. En dan sê hy, wat saak maak is nie opregtheid van jou geloof nie, maar die betroubaarheid van dit waarin jy geloof plaas. En dan lê hy baie klem daarop, dat ons geloof is die enigste geloof, waarvoor daar konkrete bewyse in die geskiedenis is, dat baie van hierdie goed gebeur het. As mense die goed gaan navors, en selfs, weet jy wel gesien die laaste tyd, die wetenskap ook, die wetenskap sekere goed navors, soos die feit, een van die feite, hulle het vir jare gesê, Jona en die vis is 'n hoax, en nou is dit wetenskaplik bewys, dat jy sal in 'n walvis se maag kan oorleef, dis maar net 'n voorbeeld. So daar's konkrete bewyse van verskillende plekke af. Okay, so hy vra 'n paar vrae wat hy antwoord. Hy sê, maar lei alle paaie nie na God toe nie? Nee, want alle gelowe leer nie dieselfde goed nie. So jy kan nie sê alles lei na God toe nie. Daar's mense wat glo daar is nie 'n God nie. Daar's gelowe wat sê daar is nie 'n God nie. En dan is daar ander gelowe wat sê daar's miljoen gode. Jy weet, so God weerspreek homself nie. So as iets verregaande is, dan kan dit mos nie waar wees nie. En dan vra hy die vraag, is dit nie arrogant nie? Hy sê, as iets eksklusief waar is, beteken dit nie, jy is arrogant as jy sê dis waar nie. Ne? As ons nou gister se rugby opsommend moet sê, dan is dit so, die Stormers het verloor en die Bulle het gewen. En daai feit gaan nie verander word oor hoe jy voel nie, dis 'n feit. Jammer. Om te sê Jesus is die enigste weg is nie gebaseer op arrogansie nie, maar op objektiewe bewyse deur die geskiedenis. Okay, en dan sê hy, daar's 4 sleutelareas wat Christen geloof anders maak as ander gelowe. Die ervaring van genade, gaan kyk maar na enige ander godsdiens, daai konsep bestaan nie. Die bewyse van historiese gebeure, is die tweede ene. Die leerstellinge van Jesus, wat baie uniek is, want as jy Jesus se leerstellinge volg, gaan dit van jou 'n beter mens maak, ongeag wie jy is, en dan die opstanding van Jesus, dis alles goed wat baie uniek is. En dan vra hy die laaste vraag, maar is God nie onregverdig nie? En dan vat hy ons deur die hele verhaal van die Bybel. God het die mens gemaak om in verhouding met hom te leef. Ons het sonde gekies, ons het rebellie gekies, ons het teen hom gekies, mense het bly teen hom kies, en God het deur sy groot liefde gekom, hy het sy seun gestuur, vir ons gesterf, hy het sy lewe afgelê om daai verhouding te herstel. Hoe is dit onregverdig? Weet as jy net deur die basiese van die evangelie gaan, hoe kan dit onregverdig wees? Die regte vraag is nie, hoekom is daar net een weg nie, maar eerder, hoekom het God enigsins 'n weg voorsien? As jy kyk na mense se rebellie, hoekom het God enigsins? So die boodskap is nie om te sê, ons is beter as ander nie, dis om te beklemtoon, dat niemand perfek is nie, dat ons almal God nodig het, en dat Jesus die oplossing bied, vir skeiding tussen ons en God. Die evangelie is eintlik, as jy so dan dink, ongelooflik inklusief, almal is welkom, redding is verniet, en genade is vir almal beskikbaar. Hoofstuk 6 vra die vraag, why believe in Jesus when his followers are such hypocrites? Dink is een van die grootste redes hoekom baie mense wegdraai van die geloof af, is die teleurstelling in Christene, in kerke of in geestelike leiers wat die pad byster raak het. En ek dink Kryk erken dit ook, ons kan nie van dit af wegkom nie. Christene maak mense seer. Christene tree soms skynheilig op.
Christene misbruik soms hulle mag, hulle oordeel, leef nie altyd soos wat Jesus gesê het ons moet leef nie. Maar dan sê hy 'n belangrike ding, ons kan nie Jesus beoordeel volgens sy swakste volgelinge nie. Ons moet na die groter prentjie kyk. Die evangelie is nie Christen is perfek nie. Die evangelie is mense het 'n redder nodig. Ons het elkeen 'n redder nodig. En die bestaan van skynheiliges bewys nie dat Jesus vals is nie. Dit bewys net dat mense het genade nodig. Ware geloof vra nie om mense perfek te vind nie. Dit vra dat jy kyk na wie Jesus is. So net weer ten slotte, hierdie hoofstukke gaan oor moeilike, eerlike vrae waarmee baie mense worstel. En die doel is nie om 'n perfekte antwoord te hê nie, maar om eerlik te reflekteer oor geloof, vertroue en Jesus. Twyfel hoef jou nie weg van God af te vat nie. Die doel van geloof is nie altyd om alles te verstaan nie, maar om Jesus genoeg te vertrou en aan hom vas te hou, selfs met vrae. En nou wil ek afsluit soos ons prediker van laasweek, want hy het gepreek laasweek, ek dink nie ek het nou gepreek nie, maar hou aan, die uitnodiging, hou aan bid, vra, soek, opdaag en vertrou. As ons aanhou met dit, gaan ons nie teleurgesteld wegstap nie. Ek glo dat hierdie vrae ons wil help met vrae in ons eie lewe, maar ook wanneer jy te doen kry met iemand daar buite. Ek dink die Here stuur verskillende mense ons pad langs. En jy weet nie wanneer iemand op jou pad kom wat dalk net van hierdie goed nodig het nie. Soos wat ons interact ook vanaand. Kom ons praat daaroor en kom ons laat toe dat die Here ons ook so vorm. Amen. OK, so ons gaan opdeel in die groepies. Ek dink ons groepies het so 'n bietjie verander. Die jonges kan maar weer saam met pastoor